Goeiemôre. Ekskuus tog op hierdie lekker koue Sondagmôre. Groet het ek u in die liefde naam van Jesus Christus. Ons prys die Here. Ons sluit vandag af met die Gees in my of ver, deel 6. En ons weet net dat die Heilige Gees my absoluut gelei het deur hierdie hele reeks van 6 dele. Deel 5 se afsluitingstema was die liefde wat God deur ons bewerk het in sy Gees. Maar nou gaan ons en ons gesels oor hierdie laaste gedeelte, heiligmaking of heilig te lewe. En u weet natuurlik dit behels dat u wil heilig lewe en u rug op sonde begin draai. U sien wat voorheen vir u vreugde gebring het in u optrede en soms ook u uitlatings, is nou 'n skuldbevinding binne in u hart. En u begin 'n sterk teenkanting voel om dit te doen wat u voorheen gedoen het of wat so lekker was om voorheen te doen. Wat voorheen skadeloos was vir u, dra nou 'n gewig wat natuurlik onbeheerlik voel binne u. Dit is 'n binne hartstransformasie wat begin of plaasvind of manifesteer. In Johannes 6 vers 8 sê die woord: en as hy, dis natuurlik die trooster of die helper, kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is 'n bewys dat God in u werk deur sy Gees. Hervorming begin in u hart plaasvind. En 'n Bybelsfiguur wat ons hier kan aanhaal is Saggeus. Dis 'n kragtige voorbeeld daarvan in Lukas 19. Hy was 'n belastinginvorderaar en soms het hy bietjie meer geneem as wat hy moes vir sy eie sak ook. En na hy Jesus ontmoet en tot hom bekeer het die Gees van God hom oortuig om dit reg te maak, om dubbel terug te gee. En soms het hy 4 keer meer teruggegee. En hier sien ons natuurlik daai skuldoortuiging. Dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees inbeweeg in u. Niemand het Saggeus oortuig om sy sonde te los nie, maar sy ontmoeting met Jesus het dit verander en die Gees het die sonde binne hom tot voorskyn gebring en hy het begin om dit reg te maak. Kom ons wees eerlik en opreg vanoggend met mekaar. Voor u Jesus ontmoet het sonde glad nie geplan nie. Maar nou voel dit ondraagsaam, weer eens dieselfde Gees wat dit openbaar. Romeine 8:13 sê: want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. En dit is om waarlik te lewe, om vir ewig te lewe. 'n vredevolle lewe in God deur sy Gees. Ek sluit af met Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nooi vandag nog die Gees van God in en plaas hom in beheer na u bekering in Jesus. En lewe het lewe waar sy kragtige hand in u werk, in u hart en u oortuig, om u optrede, denke en sprekinge te notuleer en te bekragtig deur hierdie Gees. Ek is pastoor Gary, brood en water 5 minute woord seëngroete en weet net, Jesus wil van jou hoor. Praat met hom, bid hom. Jy weet 1 Tessalonisense 5:17 sê bid sonder ophou. Ek groet jou in daai naam van Jesus. Amen.